Ok, mense, daar het versoeke deurgekom vir nasty funksievrae. So here we are. You asked for this, don't blame me. Soos van tevore, ek gaan direk hierna 'n hersiening doen oor al die belangrike konsepte wat inkom. Ook vir die van julle wat bekommerd is oor daardie vrae waar hulle sê, vir watter waardes van k sal hierdie grafiek 2 gelyke wortels hê of wat ook al. Dit gaan in die hersiening wees. Vir die van julle wat reg is om met die vraestel te begin, die vraestel sal hierdie tyd op die bord wees en net na dit sal die memo daar wees. See you on the other side. En dan natuurlik in die tweede helfte van die video gaan ek een vir een deur al die vrae. So, hersiening. Daar's 2 maniere om hierdie hersiening te doen. Die een is makliker, maar minder effektief en dis waar jy net sit en luister. Die ander een vat 'n bietjie meer effort, maar dit help jou brein om die werk te unscramble en dan staan jy 'n beter kans om daai weird, as hulle dit op 'n snaakse manier vra, dan kan jy dit beantwoord. So let's get to it, shall we? Die eerste een is, hoe werk jy gewoonlik die draaipunt van 'n parabool uit? Daar is verskeie maniere. So, pause en skryf gou jou favourite metode neer. So, ek hoop baie van julle het aan hierdie ouetjie gedink, minus b oor 2a, want hy is super useful en easy peasy. En dan, ek dink party van julle het gedink aan, hi, maar die afgeleide is gelyk aan 0. Yes, awesome. Maar daar's 'n ander ene ook. As jy 'n parabool het, kom ons sê ons het 'n sad face parabool en hy gaan hier deur minus 2 en hierso deur 6. Moet julle onthou, die draaipunt is presies halfpad tussen hierdie 2 goeders. So as hierdie ouetjie 6 is en daai ouetjie is 2, dan beteken dit hierdie ou van daar tot daar is exactly 8 eenhede lank. So in die helfte van 8 is 4, so dis 1, 2, 3, 4 bounces back. So met ander woorde, hierso waar x2 is waar jou draaipunt lê. So ons het die x-waarde van die draaipunt op hierdie manier gekry. So dis one way en hy's toevallig super behulpsaam in hierdie vraag. Die volgende ding, dink 'n bietjie aan hoe werk 'n mens die gemiddelde helling uit? Kan jy nog onthou? Gemiddelde helling. Right, en pause en skryf hom gou neer. En hy is mos maar net die helling van 'n ding is x1 minus x2 en y1 minus y1. 2 bo kan dit. En dit is dood eenvoudig net, sê maar, ek het 'n parabool, en tussen daai punt en daai punt, ek vervang hierdie koördinaat, sê maar, hierdie is my x1 en my y1, en hier is my x2 en my y2. That's it. That's all that's needed. Nou, hier is 'n bietjie van 'n hint. Inklinasiehoeke. Dan sê hulle, maar Tannie, dis in vraestel 2. Ek weet, julle het my gevra vir 'n nasty funksiesvraag. So here we are. Onthou inklinasiehoeke werk. As hierdie my asstelsel is en hier gaan my lyn. 'n Inklinasiehoek is altyd van hierso af. Van hierso waar jy 0 grade sou hê vir dриeg. Gaan hy begin hy daar en dan begin hy so loop. So inklinasiehoek is outomaties daai een. En tan theta is gelyk aan die helling van jou grafiek. So as sê maar my helling is 2, dan kan ek shift tan en dan kry ek vir theta as 63.43. 63.43 degrees. En dan natuurlik moet julle onthou hierdie hoekie hierso, so groot soos daai hoekie daarso, en jy gaan so 'n bietjie moet kan graad 9 meetkunde doen, soos regoorstaande hoeke en binnehoeke van 'n driehoek staf. Dan
The next one is aard van wortels. Van wortels. Okay. Eerste vraag is, kan julle nog onthou wat 'n diskriminant is? Pause en skryf hom neer. Die diskriminant is hierdie weirdoutjie en hy is basically b² minus 4ac. Nou, wat het die diskriminant uit te waai met die aard van die wortels? So, pause so 'n bietjie en skryf alles neer wat jy kan onthou daaroor. Basically, as jou diskriminant groter of gelyk aan 0 is, het jy positiewe wortels. En as jy dink aan parabole, beteken dit jou parabool het 2 x-afsnitte, 1, 2. Hy, of nie 2 nie, hy het x-afsnitte. As ek vir jou vra, waar is die diskriminant gelyk aan 0, dan het hy gelyke wortels. En dis wanneer jou grafiek net bounce, boink, nou gaat hy. En dan jou diskriminant kleiner as 0, het hy nie reële wortels. En dit is wanneer jou diskriminant bietjie spaced out is en hy float net daar rond, soos 'n space cadet. Die laaste ding wat ek net wil sê oor hierdie ding is, hierdie ouetjie is 'n kombinasie van hierdie diskriminant gelyk aan 0 en diskriminant groter as 0. As jy net diskriminant groter as 0 wil hê, dan is dit waar jou, kom ons teken hom hierso, as jou waar jou parabool ver genoeg afgesak het dat hy 2 afsnitte het. As hy kan selfs daar gaan, dan het hy nog steeds 2 afsnitte, maar die oomblik as hy net raak, dan sê hy by daai deel waar hy gelyk aan 0 is. So, dis die verskil tussen daai ouetjie en daai ouetjie. En nou, vir daai k-somme. Vra my nog vrae in die comments. Ek sal weer 'n video hieroor maak, want ek weet dit is confusing, en weer probeer. Alright. Daar is hierdie somme waar hulle vir jou iets gaan gee, soos fx plus k is gelyk aan 0, en dan vra hulle vir watter waardes van k sal iets waar wees. En dan daai iets kan relatief eenvoudig wees, of daai iets kan nasty wees. So kom ons doen die relatief eenvoudige een eerste. So kom ons sê vir watter waardes van k, vir watter waardes van k sal fx reële wortels hê. Reële wortels. Wat dit beteken as 'n ding reële wortels het, is dat wortels is x-afsnitte. Daai twee goeders is dieselfde ding. So, hulle vra hier, waar sal hy reële wortels hê? Nou, as 'n parabool nie die x-as sny nie, soos hierso hy float hierso bo in die luggrond, dan het hy nie reële wortels nie, want hy sny nie die x-as nie. As hy net raak, dan het hy reële wortels, maar hy het net, hier sê nou maar hierdie punt hierso is 3, x is gelyk aan 3, of jy kry een van die antwoorde waar as jy hom faktoriseer, dan eindig jy met 'n hakie op, soos x min 3. X min 3 gelyk aan 0. So dan kry jy net x gelyk aan 3 of x is gelyk aan 3. So dan het jy net een antwoord. So hy bounce. As hulle vir jou sê ons wil reële wortels hê, wat hulle vir jou vra is, hulle sê wat moet ons, hoe ver kan ons hierdie ding opskuif voordat ons nie meer wortels het nie. Hoe kan ons hierdie ding rondskuif sodat ons 2 keer, ten minste 2 keer of 1 keer hierdie ding gaan
sny. En dan wat jy doen is, jy gebruik daai diskriminant sommetjie en jy sê vir jouself, okay, my wortels moet reël wees, hulle moet groter of gelyk aan 0 wees, en dan moet ons die diskriminant gaan kry. Nou, fx het so klein bietjie verander, ons het k bygeplus, so nou het ons x kwadraat minus 6x plus 4 plus k. Hierdie chommie, hierdie hele ding is nou my c. So, my diskriminant, b kwadraat minus 4ac, groter gelyk aan 0. B kwadraat is 6, dus minus 6 kwadraat, minus 4, maal met a is 1, en c is 'n bietjie sneaky, hy is 4 plus k. En daai hele storie moet groter wees as 0. Nou moet jy net kop hou met die wiskunde. Min 6 kwadraat is 36, minus 4 maal 1 is net 4, so dit is min, dan moet ek hierdie minus 4 dan maal. Okay, minus 4 maal 1 geef my minus 4, so ek gaan hom net ignoreer. Minus 4 maal 4 geef my minus 16, minus 4k, groter gelyk aan 0. Yeah! 36 minus 16 is 20. Minus 4k, groter gelyk aan 0. Ek gaan nou die 20 oorvat, so ek het minus 4k, groter gelyk aan min 20. Onthou, as jy plus of minus, as jy gewoon plus of minus, moet jy niks aan die hakies doen nie, is nog fyn. Hier is die punt waar jy die hakies moet omdraai. As ek deel met 'n negatiewe, daar moet 'n minus wees, met 'n negatiewe getal, dan moet my hakies omdraai in die volgende stapie. So, daar het jy dit. Vir watter waardes van k? Wel, k moet net kleiner of gelyk aan 5 wees en dit maak sin. Want as ek k sê nou maar 6 maak, hierdie ding is by min 5. As ek hom 5 eenhede exactly opskuif, dan raak hy net aan die x-as. Dit is nog steeds reëel, so dis cool, maar die oomblik as ek hom groter as 5 maak, dan skuif hierdie ouetjie verby die x-as en dan het hy nie meer afsnitte nie. Alright, maar as ek k sê nou maar minus 20 maak, dan kan ek hom afskuif so ver as wat ek wil en dis fyn. Okay, goed, so hierdie was 'n relatief eenvoudige, straightforward vraag. Kom ons vat dieselfde som, maar nou verander ons die game so 'n bietjie. Hulle sê vir watter waardes van k sal, kom ons skryf dit, vir watter waardes van k, watter waardes van k sal fx plus k gelyk aan 0, 2 ongelyke wortels hê, waar een negatief is en die ander positief. Okay, ek het hierdie vraag nou net on the spot opgemaak, so hy gaan 'n bietjie crazy wees. Hold on to your butts, people. Kom ons dink 'n bietjie daaraan. Ons het eintlik klaar 'n deel van die werk gedoen. Jy gaan altyd maar hierdie diskriminant sommetjie doen. Hulle vra vir ons, van watter waardes sal hierdie ding ongelyke wortels hê? Dit beteken jou diskriminant moet net nie gelyk wees aan 0 nie. So hy moet positief wees, maar nie gelyk aan 0 nie. Nou, jou sommetjie gaan nog steeds hierdie hele ding wees, behalwe hierdie stukkie daar. So jy gaan by antwoord uitkom waar k kleiner as 5 moet wees. So dis jou 1 helfte van jou antwoord. So nou het ons 2 ongelyke wortels uitgesorteer, life is good. Die probleem is, ons moet 1 wortel hê wat negatief is en 1 wortel wat positief is. En ek moet julle net so 'n bietjie waarsku, omdat ek die vraag nou net opgemaak het, want ek wil nie vir julle nou die antwoord gee vir die som wat kom nie. Ek wil julle daarom 'n kans gee om self te probeer, of wanneer jy x-afsnitte wil doen waar 1 negatief en 1 positief is jou belangrikste punt daai ding. Hy is die een wat bepaal
of jou parabool aan daai kant sny van die as of aan daai kant sny van die as. So kyk 'n bietjie wat gebeur. As ek hierdie ding bietjie opskuif, sien jy my wortels raak, hulle bly positief. Maar as ek hom nou begin afskuif, sien jy, hierso raak hierdie wortel al hoe nader en al hoe nader en al hoe nader aan die negatiewe kant. So as ek hom net ver genoeg afskuif, daar is hy. Dan daar begin hy nou vir my negatiewe wortels gee. En hoe ver het ek hom afgeskuif? Well, exactly 1, 2, 3, 4 eenhede. So dis daai 4, as ek hom net verder afskuif as 4, as ek hom hierso geminus 4 het, dan sal hy begin negatiewe wortels hê. So ons weet ook, K moet kleiner wees as minus 4. So hierso is waar dinge 'n bietjie confusing raak. Omdat ek die som opgemaak het, kry ek hierso 'n antwoord van K moet kleiner wees as 5 en hy moet kleiner wees as minus 4. Maar kom ons sit daai gou op 'n getallelyn. Julle het nie gedink julle gaan in graad 12 aan 'n getallelyn werk nie, nee. Daar is 5, 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, minus 3, minus 4. So, ons het nou net gesê, K moet kleiner wees as minus 4, en ons het nou uitgewerk, K moet kleiner wees as min 5. Ok, in hierdie geval is hierdie ouetjie, as K sê nou maar hier by 1 is, dan is hy nie kleiner as 4 nie, en hy is nie kleiner as 5 nie. So 1 is just not good enough. Ons moet ten minste hierso by minus 5 wees, of minus 6 wees, want dan voldoen hy aan al twee vereistes. So dit wil sê, K moet kleiner wees as min 4. Die vraag in die vraestel gaan actually makliker wees. Ok, ek hoop hierdie het gehelp. Alright, en hier is ons terug op my gewone witbord. Ek hoop julle het almal survive. Nou is dit tyd vir die vraestel. Alright, hierso is die vraestel. Julle kan pause en die vraag doen. En hier is die memo. Nou, as julle enige van hierdie vrae se antwoorde nie lekker verstaan nie, ek gaan nou een vir een deur al die vrae werk. As daar enige van die vrae is wat nie vir julle gewerk het nie, of julle verstaan nie die memo nie, moet julle asseblief na daai vraag toe jump en kyk hoe ek hom uitgewerk. Ok, en natuurlik gooi julle vrae in die comments. So, vraag 5.1.1. Dis vra jy bepaal die koördinate van C, dit is die y-afstand. En, die funksie is in die lekker volgorde, daar is ons y-afstand reg daar. Met ander woorde, C, so koördinate is x is 0, dit is y-afstand, minus 3. Kabam, piece of cake, bring it on, man. I'm so ready for this. 5.1.2, vra vir die bereken die lengte van AB. Nou ongelukkig het hierdie ding nie die x-afsnitte net so nie, so ons gaan hom ongelukkig moet gaan uitwerk. Ons het fx gelyk aan 0, so x kwadraat minus 2x min 3 is 0. Onthou jy maak die y-waarde 0, as jy vir x, die x-afsnitte probeer uitwerk. Hierdie geef my x min 3, x plus 1, so x is gelyk aan 3 of x is gelyk aan min 1. So daai chommy daar is obviously 3, daai is die minus 1, maar die lengte van AB is dan 1, 2, 3 en nog 1, 4. Dit wil sê AB gelyk aan 4. 5.1.3.
Bepaal die koördinate van D. Nou, daar's meer as een manier wat jy hierdie vraag kon gedoen het, maar aangesien ons nou net meeste van die werk gedoen het, kom ons werk net verder by die vorige vraag. As hierdie 2 x-afsnitte 4 eenhede van mekaar af is, beteken dit die draaipunt is hierso in die middel nadat ek 2 eenhede gejump het. So dis 3 minus 2 gee vir my 1. Met ander woorde, die x-koördinaat hierso vir die draaipunt gaan 1 wees. Ek het nog nie die y nie, maar ek vervang hom net in die vergelyking in. So ek het 1 kwadraat minus 2 maal met 1 minus 3 gee vir my 1 minus 5 gee vir my min 4. So my draaipunt is minus 4. 5.1.4 sê hulle hierso bereken die gemiddelde gradiënt van f tussen C en D. Ok, C is hierso, D is daarso. Ons weet hierdie een se koördinaat is 1 en min 4. En ons weet hierdie chommie se koördinaat x is 0 en minus 3. So met ander woorde, m is gelyk aan die verskil in y oor die verskil in x. So ek gaan minus 4, dis die draaipunt se y, en dan 1, die draaipunt se x, minus 3, die y-afsnit, en 0. Even min 4, minus 4, plus 3. Ek hoop julle vervang in hakies in, want anders gaan julle tekenfoute maak. En dan verloor julle 'n maklike punt. And we don't want that. As min 1 oor 1 gee vir my minus 1. Dit maak sin, want die lyn loop hier in 'n negatiewe rigting. Yes, nie my beste lyn ooit nie, maar nou ja. 5.1.6. Ja, skus. 5.1.5. Bereken die grootte van OCB. So, O na C na B. That's not bad. Okay, so dis hierdie hoekie hierso is die een wat ons soek. Die manier wat jy geleer het om hoeke uit te werk hierso is met inklinasiehoeke. So dit wil sê die tan van theta is gelyk aan m. Ons m-waarde by hierdie lyn, dis lyn G. Wat is die m-waarde? G is daai, so sy m-waarde is net 1. So ons het tan theta gelyk aan 1. En dit wil sê theta is 45 grade. Julle shift tan om, né? Dan kry julle daai. Nou onthou, daai 45 grade begin hier en beweeg soontoe. So hier is my 45 grade. Dit gee nie direk vir my hierdie hoekie nie. Maar julle gaan sien, hier is nie 'n scary som nie. Nou, ons wil sommer by hierdie chommie uitkom. Hoe kom ons van daarby uit? Wel, hier het ons 2 regoorstaande hoeke. So hierdie ouetjie is 45 grade. Hierdie chommie is 90. So dan is hierdie ouetjie binnehoeke van 'n driehoek 180 minus dit is dit. Okay. So hoe skryf ons al daai business? As ons sê hoek O is gelyk aan 90 grade. Hoek B, wat sal hy is? OBC. OBC is 45 grade. Regoorstaande hoeke is my rede. Regoorstaande hoeke. Uitveer. En dit wil sê hoek OCB, dis daar, is gelyk aan 45 grade, en dan kan ons hierso net skryf binne hoeke van driehoek. Wow. 5.1.6. So onthou,
Hulle vra hier vir twee ongelyke wortels. So daai is die maklike deel, daai is die gewone deel. En dan wil hulle hê hulle moet albei positief wees en dis vir hulle weird raak. But we can do this. So die eerste deel is net altyd ons vat die diskriminant. So hy moet net groter as 0 wees om reële wortels te hê wat nie gelyk is nie. So, ons net b² minus 4ac groter gelyk aan 0. Maar nou wil ek waardes vir b, a en c hê. But voordat jy hierdie kan doen, moet jy net jou vergelyking so klein bietjie herskryf. Ons het op hierdie stadium fx is gelyk aan k, maar wat ons eintlik wil hê is x² minus 2x min 3 bring jy k oor, so hy word min k gelyk aan 0. Daai is jou c-waarde. This is why this is important. b², nou van die business, hy is net wat hy is, 4, x is net, a is net 1, c is minus 3 minus k, groter gelyk aan 0. Hierdie chom is 4, hier stuk min 4 mal 1, geef my minus 4, hou dit in gedagte, en dan sit minus, weet jy wat, kom ek skryf het uit, ek veronderstel om beter te wees, min 3 min k, ok, 4, min mal min geef my positief 12, what am I doing, 12, plus 4k groter as 0. Hierdie is 16 plus 4k groter as 0. Ek gaan die 16 nou oorvat na die ander kant toe, so word minus 16. Maar, baie van julle wil op hierdie stadium die hakies omdraai, of die bekkie omdraai, maar dan nie, dit was 'n minus. Dis net as jy gemaal of gedeel het met 'n minus, nie as jy geplus of geminus het nie. So alles is fyn. So nou deel ek met 'n positiewe waarde, en dit verander ook nie die bekkie nie. So k moet net groter wees as min 4. Ok, en dit maak sin, want ons weet ons draaipunt hierso is, wat was dit nou weer gewees? 1 en minus 4. So as k groter is as minus 4, sal ons reële wortels hê wat nie gelyk is nie. But now, ons wil hê al twee ons wortels moet positief wees. So ons wil hierdie ding skuif, opskuif, tot waar hierdie parabool eventually hoog genoeg opgeskuif het, dat nee, sy so loop, dat al twee sy x-afsnitte daai kant van die lyn is. En waar is die magic punt waar dit gebeur? Dis wanneer die y-afsnit net verby daai nulpunt beweeg het. So, ons weet ons y-afsnit hierso is 0 en minus 3. So, k moet ten minste kleiner wees as min 3. So wat dit beteken is, k moet basically jou parabool in hierdie spasie hou, waar hy nog steeds, hy het nie verby geskuif, dat hy nie meer wortels het nie, maar hy het nie so ver, of hy het ver genoeg geskuif, dat hy die x-as aan hierdie kant van die y-as gaan sny. Ek dink die ding wat hierdie so klein bietjie confusing maak, is, ons werk hier met negatiewe getalle, en dit maak nie intuitive sense nie, en alles. So kom ons vat vir k, en ons gaan vervang hom in. Ok, so ons het hier so 'n min 3. So ek het x² minus 2x minus 3. Kom ons kies ietsie wat tussen minus 3 en minus 4 is. So kom ons sê minus 3.5. Minus 3,5. Gelyk aan 0. Dan denk ek x² minus 2x minus 3 plus 3,5 geef my positief 0,5 is gelyk aan 0. Dit beteken, hierdie hele parabool het nou geskuif dat die y-afsnit by 0,5 is. So hy is net daar.
Hierdie ouetjie, hy was by minus 4, maar hy het met 3.5 opgeskuif. So as hy by min 4 was, dan sal hy nou hierso by 1 en minus 0,5 wees. En dan kom die parabool hierdeur. Ek teken nou baie lelik, but julle moet maar survive. Jammer daaroor. Kom ons doen 'n waarde waar k sê nou maar aan die verkeerde kant van minus 4 is, en maar is by min 5. So kom ons kyk wat gebeur daar. Minus 2x min 3 minus 5 gelyk aan 0. Dan moet x kwadraat wees. X kwadraat min 2x minus 3 plus 5 en my positief 2. Nou het hierdie ding so ver opgeskuif dat sy x-afsnit hierso by 1, 2 is dit, hierbo ergens. En onthou, hierso was hy by minus 3 en hierso was hy by min 4. So dit beteken as hy nou by positief 2 is, dan is hy hierso by positief 1, sy draaipunt. So daar. En dan het ons 'n parabool wat nie die x afsny nie, so dit is nie reëel nie. Okay. So dit is hoekom hy bietjie groter moet wees as min 4. Kom ons maak hom dan minus 2, dat hy groter is as min 3. Hoe lyk daai storie? Min 2x minus 3 minus 2 gelyk aan 0. Min 3 plus 2 minus 3 plus 2 gelyk aan 0. Dit geef my x kwadraat min 2x min 1 gelyk aan 0. So, wat gebeur as ek daai vergelyking probeer teken? Dit beteken, sy y-afsnit is hierso by min 1, en onthou, sy draaipunt gaan nog enetjie laer wees, by hier ergens, en dan as ek my parabool teken, dit is altyd hierdie kant wat so 'n bietjie wonky is. I can do better. I want to do better. I don't think it's gonna fly today. It's a little better. Okay, die probleem hierso is, ja, ons het 2 afsnitte, maar die een is 'n minus afsnit en die ander is 'n positiewe afsnit. So hy het nie heeltemal ver genoeg geskuif nie. Okay. As julle vrae het, vra hulle in die comments. Happy to help. 5.1.7. Hy lyk super scary, maar mense, hy is 100% makliker as die vorige vraag. So, eerste ding wat ek sien is, ek het afgeleide. Dis die eerste afgeleide, tweede afgeleide van fx. So, kom ons, let's go there, shall we? So, eerste het ek fx is mos x kwadraat min 2x min 3. En dan het ek die eerste afgeleide wat net 2x min 2 is. En dan het ek die tweede afgeleide wat net stryd 2 is. En dan sê ek, nou kan ek weer na die vraag kyk en sê, okay, so hulle vra vir my, waar is die eerste afgeleide? Maal met die tweede afgeleide positief, groter as 0. Ons weet hierdie afgeleide gaan altyd 2 wees. So dit beteken ons het die eerste afgeleide maal met die tweede afgeleide maal met 2 groter as 0. Okay. So as ons wil hê hierdie storie moet positief wees, dan moet ons hierdie eerste afgeleide, waar is hy positief? Nou, ek gaan net 'n rowwe sketsie van hom teken. Ek sien hy gaan hier deur minus 2, waar is min 2? En hy het 'n redelike stywe helling. So van waar af is hy positief? Van daai puntjie af. Met ander woorde is hy x afsnit. Sy f afsnit, ons maak sy y0 en 2 gelyk aan 0. 2x wat hom oor hy is 2, divide by 2, hierso waar x gelyk is aan 1. En daar. So dit wil sê, van daar af, in daai rigting, al daai dele daar, is my lyn positief. So ek soek al hierdie x-waardes hierso soontoe. Maar, in die gelyk aan nie, so hy moet net uitgesluit wees. So dit beteken, x moet net groter as
1 wees. Tada! Not so bad, né? Not so bad. En dan ons laaste vraag, 5.2. Ons het 'n grafiek van 'n parabool, bla 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 bla. Skets die grafiek van F en toon duidelik die afsnitte met die asse en die koördinate van die draaipunt aan. Oh no, dis my werk. Ek is nie lus hiervoor nie. But let's do it anyways. Hulle sê hier 'n klomp goed. Ons het x-afsnitte by x is 1 en x is 5. So, julle moet 'n liniaal gebruik, mense. Kan ek 'n liniaal gebruik op hierdie ding? Daar is ons uiteindelik. Dit is 'n bietjie van 'n struggle. Okay, so hulle sê vir my hierdie ding het 'n x-afsnit by x is 1 en x is 5. So daar is my 5, daar is my 1. En dan sê hulle gx gelyk aan 4 is 'n raaklyn aan F by P die draaipunt van F. So onthou as jy 'n raaklyn het by 'n draaipunt. So nou maar ons het 'n draaipunt. Dan is daai raaklyn exactly daai raak nie exactly. Daar raak hy. As ons 'n raaklyn het, dan is daai ding exactly horisontaal. En hulle sê hierso vir ons, gx, basically y, is gelyk aan 4, is waar die draaipunt is, waar daai raaklyn lê. So hy loop so plat. By 4. So met ander woorde, hier ergens daar is 'n draaipunt. Ons weet nog nie wat die x-waarde is nie, ons gaan hom nou kry. Is 4, ons het daai punt. Nou onthou, die draaipunt is in die helfte van hierdie lyn. Hy gaan hier by 3 wees. 3 en 4, daar gaan hy soontoe. En daar gaan hy soontoe. Ja. Nie 'n goeie teken dag vandag nie. Skets die grafiek en toon duidelik die afsnitte met die asse en die koördinate van die draaipunt. Okay, koördinate van die draaipunt P is aangedui. Die eerste 2 afsnitte is daar, maar hierdie ouetjie is nog 'n mystery. Jammer vir julle, maar ons gaan hom moet gaan uitwerk. Dis wees fx. Hulle gee vir ons afsnitte. So ek gaan met hom werk. So ons het ax minus 1, x minus 5. En dan, as ons vir a wil uitwerk, moet ons hierdie en hierdie ouetjie vervang. Ja, hierdie chomie hier is eintlik net y. So let's do that. Y is 4, ons gebruik hierdie tweede vir die ander punt wat ons nog nie gebruik het nie. 3 min 1, 3 min 5. Dit is a, hier is positief 2, hier is negatief 2. Met ander woorde is minus 4a. So a is gelyk aan min 1. Wham! So dit is fx, y is gelyk aan minus x min 1, x min 5. Ons maal net eers ons hakies uit, x kwadraat minus x min 5x geef my minus 6x plus 5 geef my min x kwadraat plus 6x min 5. Okay, so dit wil sê my y-afsnit is x is 0 en y is min 5. So met ander woorde, hierdie chomie hierso is by minus 5. En daar het julle dit. Ek hoop hier het gehelp mense. Ek hoop julle voel so klein bietjie beter oor nasty funksies. Daar is nog 'n vraag wat ek gaan doen. Maar nie in hierdie video nie. Ek dink ons het lank genoeg gevat hierso. Geniet julle dag mense.